En ons Vader, ons kom na U toe en ons sê dankie vir vanaand, Here, dankie dat ons saam kan wees, dankie dat ons U woord het, Here, as 'n riglyn, Here, soos U woord dit beskryf as 'n skietloot, Here, wat altyd reg is, Here. In 'n krom en verdraaide tyd in ons lewens het ons die woord van die Here wat 'n duidelike waarheid is, Here, reguit lyn skiet deur die samelewing en wat die verskil bring tussen reg en verkeerd, Here, en wat die verskil bring tussen waar en vals, Here. En ons gee nie al die lof en al die eer daarvoor in Jesus naam. Amen en amen. Hallo, okay, julle, so ek gaan net bietjie, maar obviously net bietjie verder en dan dat ons bietjie daaroor kan praat oor Sondagoggend wat ek oor gepreek het. Ek dink ons is dis van kardinale belang vir ons om die evangelie te verstaan. En as ons nie die evangelie verstaan nie, gaan ons nooit regtig, ek beteken nie ek is nie gered nie. Daar's baie mense wat die evangelie nie verstaan nie. Maar dit beteken nie dat daai persoon is nie kind van die Here nie. Maar om te lewe in met die kennis van wat die Here waarlik vir ons gedoen het, is 'n wonderlike ding. Dit is die grootste geskenk wat daar is om te leef en te weet van waar af jy kom, waar die Here jou uitgered het en waarheen jy op pad is. En jy weet dat die Here jou uit die koninkryk van duisternis uitgehaal het en geplaas het in die koninkryk van lig. So dit is vir my persoonlik, het dit vir my hele lewe verander toe ek besef wie ek is. En Martin het al breedvoerig hieroor gepraat. Ek vul eintlik maar net aan of probeer aanvul en ek las maar net by, want ons het ek en Dion en Martin het al drie 'n groot liefde vir die waarheid en die woord. En so of ek myself herhaal en of ek Martin miskien repeat, dit maak nie saak nie. Ons moet hierdie boek van Romeine moet ons verstaan, want die boek van Romeine, as jy die boek van Romeine ken en jy is diep in jou hart en gebere, dan gaan jy die evangelie ken. En as jy die evangelie ken, ek wil sê, verander dit jou hele lewe. As jy die evangelie is so 'n maklike woord wat mense gebruik in die kerksamelewing, En hulle sê net ja nee, die evangelie van Jesus Christus, maar hulle het nie 'n koek en klou meeste van die ouens wat die evangelie is. Hulle weet nie eens waar dit begin nie. En ek het Sondagoggend het ek gepraat oor die konteks van Romeine 1, en die konteks van Romeine 1 is die oordeel van God. Die oordeel van God wat begin nie eendag nie, die oordeel van God wat ons al reeds in is, en dis die oordeel van oorgawe. Die oordeel wat meeste van die wêreld al in verval het en baie kerke al in verval het, sogenoemde kerke, baie mense persoonlik en ook die regerings van hierdie wêreld waar die Here hulle oorgegee het. En ons het gelees dat dit, ons het Sondagoggend gepraat dat dit verwys na 'n regterlike oordeel toe, waar God 'n volk oorgee aan die gevolge van 'n volgehoue en onbekeerde sonde. En ons weet dat dit oor en oor sê, en Romeine sê dit dat God het hulle oorgegee. En ons het daaroor ons het die dele gelees. Die het nou so bietjie my notas bietjie beter georganiseer hierso, so nou weet ek nie self wat in my notas aangaan nie.
Maar die duidelikste Bybelse raamwerk hiervoor word gevind in Romeine 1 vanaf vers 18 tot 32, waar Paulus 3 keer sê, God het hulle oorgegee. Dit wys dat God se oordeel dikwels beteken dat hy sy weerhoudende genade, ons het dit genoem restraining grace, dis die regte Engelse woord vir dit, dis sy weerhoudende genade, dat hy dit terugtrek en mense toelaat om die volle uitwerking van hulle sondige keuses te ervaar, om die volle kan ek maar sê die volle nagevolg van hulle sondes te ervaar. Jy weet, die koninkryk bestaan, ons moet verstaan dat ons koninkryk is die currency of the kingdom, as ek dit so kan sê, is sowing and reaping. What if you sow to the flesh, you will reap of the flesh a death. But if you sow to the spirit, you will reap of the spirit life. As jy na die vlees saai, sal jy na die vlees die dood maai, sê die woord. Maar as jy na die gees saai, sal jy na die gees die ewige lewe maai. En ons hele doel en hart vir hierdie Bybelskool is om die ongemaklike leringe en ongemaklike vrae te beantwoord wat die kerk al vir lank vermy. Ek wil sê, meeste van die gemeente, meeste van die pastore vermy Romeine 1 soos 'n plaag, want hulle is so bang om iemand te offend. Gelukkig en dank die Here en deur die genade van die Here het hy ons in die posisie gesit, en ons almal in Homebase het ons in die posisie gesit om nie waar ons verlos is van die vrees van die mense of wat mense van ons dink. Want dit gaan nie oor wat mense van ons dink, dit gaan oor wat die Here van ons dink. Ons soek God se goedkeuring. So ons wil duidelikheid gee aan moeilike vrae wat min gevra word en nie oor gepreek word en gepraat word nie. So wat beteken dit? Dit beteken is nou maar net 'n opsomming, ek hardloop so vinnig deur dit. Wat beteken dit wanneer God 'n nasie oorgee? Maar ons kan nou daarin sit, 'n nasie of 'n individu, of 'n land of 'n gemeente of wat ook al dit mag sê, kan ons in daai bracket sit. Hy trek sy weerhoudende hand, sy terughoudende hand terug, sy weerhoudende genade terug. Hy laat morele verwarring toe. Hy laat sonde sy natuurlike verloop neem. Hy gee mense oor aan hulle eie begeertes. Dit is minder 'n skielike vernietiging en meer 'n progressiewe verval. Dit is 'n slow fade. Ons het Sondag oor gepraat dat wanneer ons kan, en een van die grootste tekens wat ek net wil sê vanaand, een van die grootste tekens en wat ons as kind van die Here voorna moet uitkyk om te sien of God 'n nasie, 'n land of 'n samelewing oorgehandig het en oorgegee het en sy weerhoudende genade teruggetrek het, is wanneer daar 'n seksuele revolusie is. Wanneer daar wanneer veral ons lees in Romeine 1 waar die van lesbianisme en homoseksualiteit en daai tipe goed wat hulle snelle loop geneem het. Sodom en Gomorra, weet ons wat het daar gebeur. Hulle het totaal en al die Here hulle oorgegee en hulle het ook die loon ontvang, die oordeel ontvang wat die Here oor hulle uitgestort het. Maar 'n seksuele revolusie waar die samelewing pornografies raak. En daar's geen meer skaamte veral oor seksualiteit nie, wanneer homoseksualiteit en lesbianisme en al daai goede hulle snelle loop neem, kan ons maar weet dat die Here daai land of daai nasie, en veral wanneer mense opstaan vir dit, wanneer dit wet beginne word, wanneer die meeste van die samelewing saam staan en dit ondersteun en die verkeerde ding reg praat, kan ons maar weet dat God het daai nasie in die geheel oorgelaat. Daar's baie kerke wat ons weet waar gay pastore en lesbiese pastore definitief in leierskap staan, en dis 'n duidelike teken dat die Here nie in daai kerk is nie, en dat die Here teruggetrek het en sy weerhoudende genade teruggevat het en hy het hulle abandon. Die Engelse verduideliking van dit is, it is the wrath of abandonment, is die teologiese
stelling vir dit in Engels. It's the wrath of abandonment. It's the judgment where God abandons a nation, a person, or a society aan hulle eie begeertes oorgee. Kom ek sê vanaand, en ek wil dit net sê, so ons kan net kyk in Suid-Afrika, reg oor die wêreld, wat besig is om aan te gaan as dit kom by seksualiteit, hoe pornografies die samelewing geraak het. Amper elke liewe show op TV is 'n totaal en alle, het gaan oor een ding, en dit is is een siekspil. So, ek wil nou nie te veel daar praat nie, maar ons kan dit duidelik sien. En dan, net hierso, okay, die Bybelse patroon, deur die skrif sien ons herhaaldelike siklus, né? Ons sien 'n herhaaldelike siklus. Dit is eers seën en kennis van God. Ons kan almal terugdink, en veral ons paal en baie mense kan terugdink aan baie tye van wel eer, toe God nog genoem was, en dit was godsdienst belangrik was, en hulle het die Here herken in elke aspek. Wat het die Here gedoen? Hy het die nasies geseën wat dit gedoen het. Hy het hulle geseën met kennis, hy het hulle geseën met baie verskillende seëninge. So wat lei van die seën af, lei dit na voorspoed, wat lei na hoogmoed toe. Is dit nie net altyd hoe dit werk nie? Het julle nie al gesien in jou eie lewe, wanneer dit te goed gaan, raak 'n mens laks nie. Dan raak 'n mens baie vinnig distracted met wêreldse dinge. Jesus verwys daarna as die saad wat gesaai word en die onkruid wat opkom en die woord verstik, dan wys hy dit, hy sê the cares of this world, ek spaar lief vir die Engels, the cares of this world and the deceitfulness of riches chokes out the word. Die Here het 'n manier om hierdie siklus oor en oor te laat hardloop, want dit is sy manier om mense tot op 'n plek te bring van repentance. En na die voorspoed wat lei na hoogmoed toe, is dit morele kompromie wat aangaan. Dan is dit die profetiese waarskuwings wat verwerp word, die verwerping van waarheid, die onwilligheid om te bekeer. Ek bedoel, as jy praat oor repentance is soos 'n bekering, is soos 'n vloekwoord amper in die kerk en die geheel deesdae. Jy weet, jy mag nie dit sê nie. Jy mag nie vir iemand sê, hey, die lewe waarmee jy lewe, die lewe wat jy lewe is verkeerd nie, jy moet repent van die lewe af. Dit is half taboe, want dit word, want mense so onwillig, hulle wil dit nie hoor nie. Want dit, obviously, dit sny diep in die hart in. En God gee hulle dan oor, en dan is dit die laaste deel, dan gee God hulle oor, en wat gebeur gewoonlik is, dit gaan deur 'n verskriklike tyd van ontsettende oordeel en baie moeilike omstandighede, tot die kinders van God weer op die punt kom waar hulle op hulle knieë kom, en in die eenheid kom, en by die waarheid uitkom, en begin bely, en dan begin die Here hulle weer te seën, dan begin die Here hulle weer kennis te gee. En die les wat ons hieruit moet leer is kom ons bly net humble. Kom ons bly in die plek van humility. Dit is nie nodig om hierdie siklus deur te gaan nie, as jy op die plek van humility bly nie. Maar ongelukkig is ons mense, het ons vlees, en wanneer dit baie goed gaan, raak ons baie vinnig trots. Hierdie patroon is duidelik in Rigters, ek het dit daaroor gepraat, dit praat in Rigters, jy kan self die boek van Rigters gaan lees. Elkeen het gedoen wat reg is in sy eie oë, en Jeremia ook, 'n volk wat God se waarskuwing geïgnoreer het. Ons ken Jeremia baie goed, waar Jeremia praat en hy met die volk praat, en hy vir hulle sê, luister hierso, julle is gebarste reënbakke. En hy sê, julle kan nie water hou nie. Julle beteken niks. Julle lyk goed, julle lyk mooi, maar julle beteken niks. Hy praat ook in daai deel, in hy selfe Jeremia, sê die Here, praat die Here en deur Jeremia, en hy praat oor die profete wat valslik profeteer, en wat sê die Here het dit gesê, en die Here het dat gesê, en die Here het gepraat terwyl die Here nie gepraat het nie, of die Here het gelas terwyl die Here nie gelas het nie. En dan obviously die val van Israel en Juda onder vreemde magte oor en die Jode
Dan kom hulle reg, dan bely hulle en dan herstel God hulle en dan raak hulle trots en hoogmoedig en dan val hulle weer. En dit is die manier, dit is die siklus van van die patroon wat God gebruik om 'n volk oor te gee vir 'n rede om tot repentance te kom. Okay. Tekens dat 'n nasie oorgegee is. Ons het nou weer al hierdie goed gegaan basies. Ons het hierdie goed alles gaan behandel. Onregverdige of dwaase leiers kan 'n vorm van oordeel wees, sosiale verval, gesinne verbrokkel, geweld neem toe, onreg word normaal, geestelike blindheid. Die volk besef nie meer dat hulle besef nie meer hulle geestelike toestand nie. En 'n verlies aan vrede. Daar is innerlike onrus en uiterlike bedreiging. Dit is maar net normale tekens van dit. Dit is regtelik en dit is nie emosioneel nie. Die Engelse woord is dis judicial, dis 'n regtelike besluit wat God neem aan sy kant. God gee nie 'n nasie oor uit frustrasie nie, ons het daaroor gepraat, maar uit heilige geregtigheid. In Hosea 4 vers 17 sê God van Efraim, laat hom staan. Dit is die skerrieste woorde wat daar is wanneer iemand hardnekkig of unrepentant is en die Here sê later dan, laat hom net staan. Is dit nie so nie? Is wanneer is dieselfde in 'n verhouding, as wanneer 'n mens in 'n verhouding is en jy kom tot 'n punt waar jy nie eers meer met die persoon wil twis of oor 'n saak praat of daaroor stry nie, jy los dit net. Jy gee hulle net oor, laat hulle net doen wat hulle wil. En dit is 'n baie slegte plek in 'n verhouding om te wees. Is dit nie so nie, wanneer ons nie meer goed kan praat nie. So wanneer die Here homself terugtrek en jy besef dit nie eers nie, dit is die ergste. Dit is 'n aangrypende vorm van oordeel wanneer God ophou om te stry. When God stops convicting, when the Holy Spirit stops convicting. As jy nie meer sleg voel of skuldig voel oor sonde nie, glo vir my, is jy op 'n baie gevaarlike plek en is jy op 'n plek waar jy nie wil wees nie. Jy wil baie vinnig repent, jy wil baie vinnig op jou knieë kom en uitroep na die Here toe. Okay, dan het ons gelees Romeine 1 vers 18 sê die volgende: want die toorn van God word uit die hemel geopenbaar oor al die goddeloosheid en ongeregtigheid van die mense wat in ongeregtigheid die waarheid onderdruk. Okay, ons sien dis nog geteken, die waarheid word onderdruk, wat 'n leuen is word opgehef en wat verkeerd is word beaam en word geondersteun. Wat verkeerd is word gesê dit is reg, jy weet, dit maak nie saak hoe bad dit is nie, dis reg. Jy weet, alles is teenoorgestelde van wat God se woord ons leer. Wat ek net 'n bietjie aangaan. In Romeine ek is net Romeine 1 vers 29, omdat wat van God geken kan word in hulle geopenbaar is, want God het dit aan hulle geopenbaar, want sy onsigbare dinge kan van die skepping van die wêreld af in sy werke verstaan en duidelik gesien word, naamlik sy ewige krag en goddelikheid, sodat geen persoon verontskuldiging het nie. Niemand kan sê dat hulle het nie geweet nie, dat daar 'n God nie. Dit is onmoontlik. Elke persoon wat sê hulle glo nie in God nie en hulle is ateës, hulle weet hulle lieg vir hulle self eintlik en hulle weet hulle lieg vir ander mense. Want jy, soos ons gesê het, ek kan net kyk na die wêreld om ons en die logiese konklusie is dat daar moet 'n God wees. Dit is net, alles kom tot op daai punt toe. Een nou het eendag gesê, jy kan nie 'n klomp scrap metal op 'n tafel gooi en sê wham bam en dan en net verwag dit gaan van self bymekaar kom en dan is daar 'n oorlosie. Verstaan jy? Of 'n engine kom net magically bymekaar nie. Is dit nie so nie, Justin? Jy kan al die parte hê, jy kan hulle op die tafel neerpak en hulle daar los vir 1000 jaar as jy hulle nie aan mekaar sit nie. Of as daar nie iemand was wat al die parte gemaak het of gefabricate het nie,
en die engine gedesign het nie van die begin af nie en dan iemand wat dit bymekaar sit nie, gaan daai engine dood eenvoudig net nooit bymekaar uitkom nie. Maak nie saak hoe lank jy dit daar sit. Jy kan die roustaal daar neersit met al die tools en al die goed, maar as daar nie iemand is wat dit doen nie, gaan die motor nie aan mekaar kom nie. En dit is net hoe die Here dit duidelik gemaak het aan elke persoon, dat alles wat bestaan, kom van hom af. Logika, hy het dit gemaak, niks kan nie van niks afkom nie. Iets kan nie van niks afkom nie. Iets moet van iets afkom. En die oorsprong van alle lewe is uit God uit. Romeine 1 vers 21 tot 23 sê, omdat hulle, alhoewel hulle God geken het, sien jy, onthou net een ding is, ouens, die woord van God is waarheid. Die woord van God is waarheid. Al deny hulle God. Al deny 'n persoon dat, en al sê hy, ek is 'n ateïs en ek is die en daai. Hulle het God geken. Elke persoon het geweet dat daar 'n God is. Dat hy bestaan. Hoekom weet ons dit? Want die woord van die Here sê, hulle het hom geken. Dis hoekom ons dit weet. Dit is 'n feit uit die woord van die Here uit. Alhoewel hulle God geken het, hom nie as God verheerlik of gedank het nie, maar hulle het dwaas geword in hulle oorlegginge en hulle onverstandige hart is verduister. Terwyl hulle voorgee dat hulle wys is, het hulle dwaas geword en die heerlikheid van die onverganklike God verander in die gelykenis van 'n beeld van 'n verganklike mens en van voëls en viervoetige en kruipende diere. Ons het gepraat oor die totaal en alle waansinnigheid wat in 'n persoon se kop moet aangaan as hulle weet daar's en hulle God geken het en dan vir hulle 'n beeld maak van 'n bees of van 'n padda of 'n Boeddha beeldjie of wat ook al dit nog wees en dink dat daai 'n God is. Ja, daai is vir hulle 'n God. Dis 'n valse God en dit is 'n God wat nie hulle challenge nie. Dis nie 'n God wat hulle oortuig nie. Dis nie 'n God wat hulle oortuig van hulle sonde en verkeerde dade nie. So obviously hou die mense van sulke tipe. Dis hoekom 'n valse Jesus gepreek word en 'n valse evangelie gepreek word oor die reg deur die kerke, want hulle wil nie die ware Jesus preek en die ware evangelie preek nie, want dis ongemaklik. Dis nie lekker nie. Is net nie lekker nie. Van die evangelie begin hier. Die evangelie begin by hoe nietig die mens is. Paulus sê, o nietige mens wat ek is. Die woord in Engels is depraved, verlore. Hoe swak en hoe ek is in so 'n posisie as 'n mens dat ek myself op geen manier kan help nie. Die woord sê ons was dood in ons sonde en oortredinge, dood, destined for hell. Ons wat eers ver was, het die woord het die Here naby gebring deur die bloed van Jesus. Hy het ons naby gebring. Dion het gisterand, het ons vinnig 'n vergadering gehad en ons het gisterand gepraat oor hoe die Here hom geroep het vir Jeremia geroep het. Uit dieselfde stuk uit vir hom geroep het voor hy nog geweef was in sy moeder se skoot, het die Here hom geroep vir 'n sekere doel en net so het die Here ook ons geroep, die voorkennis van die Here. Hy het al hierdie dinge reeds vir ons uiteengesit. Okay. En hulle gee voor dat hulle wys is. Dit is iets wat my ongelooflik onkrap en my pla en geestelik ontstel is wanneer iemand die evangelie van Jesus Christus probeer versag. En dit aanneemlik maak vir mense sodat mense kan voel hulle is wys. Kom ek jy sê, ons is sulke dwaase mense. Al wat ons wys maak is die gees van die Here en sy woord. Dis al wat ons wysheid gee. Maar in en uit onsself en in hierdie wêreld, jy kan dalk slim wees, intelligent wees, maar dit beteken nie jy is wys. Daar's van die slimste en intelligentste mense met die hoogste IQ's, wat nog steeds glo aan evolusie. Hulle is die slimste mense. Daai mense kan vir jou 'n wiskunde, die moeilikste wiskunde som in hulle kop die antwoord kry binne 'n split sekond, maar daai selfe mense glo nog steeds aan 'n leuen aan evolusie en sê hulle glo nie dat daar 'n God is. So dit wys jou dat die mens in homself trots is en baie dwaas is eintlik.
So al wysheid wat ons het, is dit wat die Here ons gee deur sy gees en deur die woord van die Here. En hulle het kruipende diere gedien. God het hulle oorgegee, Romeine 1 vers 24, daarom het God hulle ook in die begeerlikhede van hulle harte oorgegee aan onreinheid en om hulle liggame onder mekaar te onteer. Gaan ons aan Romeine 1 vers 25, hulle wat die waarheid van God verruil het vir die leuen. Ouens, kom ek sê, al is die waarheid hoe ongemaklik, al is dit hoe ongemaklik, en al is dit hoe moeilik om oor hierdie waarheid te praat, al sit dit jou, kom ek sê, vir ons om dit te preek, vir my om hierdie boodskap te bring, is nie maklik. Net om hierdie lering te bring, is vir my verskriklik ongemaklik. Want die lem sny terug na my toe. Dit is regtig vir my, dit is regtig ongemaklik, en ek weet ook, dat dit laat baie mense voel, dat dit klink so judgmental, dit klink so erg, maar ons is nog net by die begin van die verstand van die evangelie. Onthou, dit eindig wonderlik, dit eindig met vryheid en vrede en absolute bliss. Maar op hierdie oomblik moet ons verstaan van waar ons kan kom, sodat ons die genade van God kan waardeer, sodat ons die goedheid van die Here kan waardeer. So Romeine 1 vers 20 sê hulle 1 vers 25 sê hulle die waarheid van God verruil vir die leuen en die skepsel vereer en gedien deur die Skepper wat geprys moet word tot in ewigheid. En dan lees ons, daarom het God hulle oorgegee aan skandelike hartsogte. God gave them up, God gave them over. Daarom, die woordjie daarom verbind dit aan wat, hoekom? Want hulle het hierdie en hierdie en hierdie gedoen. Hulle het die skepsel vereer bo die Skepper. Hulle het kruipende diere, hulle het beelde begine maak, hulle het afgode begine dien. En dit is hoekom die Here hulle oorgegee het aan skadelike hartsogte. Hulle wou dit hê, so dan sê die Here, dan kry dit, dan kan jy dit kry, dan vat jy die volheid daarvan en die volle verantwoordelikheid ook daarvan. As skadelike hartsogte, en dan lees ons die hele dier, die hele stuk oor die natuur wat hulle verruil het, die natuurlike omgang wat die manne en die vroue verruil het. Dan in Romeine 1 vers 28 sê dit, en omdat dit nie die moeite werd omdat hulle nie die moeite werd gehad het om God in erkentenis te hou nie, het God hulle tweede keer ook oorgegee aan 'n slegte gesindheid om te doen wat nie betaam nie. Nou, ek wil net hier vas staan, ons moet hierdie ene baie mooi verstaan. Daar is 'n klomp verskillende name vir wat dieselfde ding beteken op die einde van die dag. Die eerste een is 'n slegte gesindheid. Ons het gepraat van 'n slegte gesindheid. Ons het gesê, dit is nie wanneer iemand 'n bad attitude het nie. Weet mos, as ons kinders het baie keer snaakse houdings. Hulle kry nie wat hulle wou geëet het vanaand, hulle was lus vir pizza, en hulle was lus vir die, en dan kry hulle groente, en dan het hulle 'n slegte houding. Nee. Hierdie slegte gesindheid wat die Here van praat, beteken 'n debased mind, of 'n reprobate mind. A debased or reprobate mind is described in scripture as a state of depravity resulting from the rejection of God. Nou, wat dit ook beteken, a debased mind of a reprobate mind, beteken 'n unfruitful mind. Dit is 'n gedagte wat nie logies kan dink nie. Dit is wat dit beteken. Dit is die gedagtes, daai ouens kan hoe slim wees en hulle kan baie kennis hê in hierdie wêreld, maar hulle logiese manier van dink is aangetas. En die Here kan nie deurdring na hulle toe nie, en hulle wil ook nie na die Here toe gaan. Hulle kan nie logies dink. Het jy al gesien as daar's baie mense aan wie jy probeer verduidelik en hulle kan dit net nie snap nie. Want as God deur sy gees nie die persoon se gedagtes en hart oopmaak nie, kan hy dit nie verstaan nie. Dit is 'n onmoontlikheid vir iemand wat geestelik blind is om dit te verstaan. Dit beteken nie dat God nie daai persoon se hart en gedagtes gaan oopmaak nie. Ons moet dit nog steeds vir hulle preek en bedien, want ons weet nie wie vir wie hy dit gaan doen en hoe hy dit gaan doen. Maar
daar's baie mense wat dit net nie kan verstaan nie. En dan frustreer jy jouself om te probeer om hierdie persoon te oortuig. A debased or reprobate mind is described in scripture as a state of depravity resulting from the rejection of God, leading to immoral actions and distorted thinking. Hulle het 'n hele verdraaide manier van dink. Romeine 1 vers 28, it's the primary verse stating God gave them over to a debased mind to do the things which are not fitting. This mindset is characterized by willful ignorance of God, impurity and the rejection of truth. Ons moet verstaan dat hierdie is 'n wilskeuse wat mense maak. Is 'n eie wilkeuse. In die sin van die woord, dat hulle vrywilliglik en moedswillig, as dit is eintlik die regte woord, moedswillig hulle self dom hou. Het jy nie al gesien dat veral ons wat in die konstruksiebedryf is, ek weet nie, seker maar in elke bedryf, daar's party van die manne wat vir jou werk, wat hulle moedswillig dom hou, want hy soek nie die verantwoordelikheid nie. Daai man is al 30 jaar op 'n site, hy kan nog steeds nie met 'n tyd werk nie. Nie omdat hy nie kan nie, maar is omdat hy moedswillig dom hou. En dit frustreer my verskriklik baie. Ek weet nie van julle nie, maar dit frustreer my. En dis net so met baie mense en kinders van die Here en mense in die kerk en vriende en familie. As hulle nie die waarheid van God wil aanneem nie, is omdat hulle moedswillig die besluit maak om dit nie aan te neem. Want hulle natuur is van so 'n aard dat hulle natuur is om die wêreld te dien. Hulle natuur is om die vlees te dien. Hulle natuur is om die vyand, die duiwel te dien. Hulle is kinders van die duiwel. So hulle moedswilliglik, al weet hulle dis die waarheid. Ek weet van mense wat met jou sal stry tot die dood oor iets. Jy kan hom die feite wys, maar hulle gaan nog steeds stry. Rejection of God, moral distortion, en dan is dit divine abandonment en a hardened heart. Hierdie mense kry verskriklike verharde harte. Hier is die ESV vertaling, and since they did not see fit to acknowledge God gave them up. God gave them up. Hierdie gebruik hulle weer net 'n ander woorde. God gave them up to a debased mind to do what ought not to be done. Dit is die eintlike baie meer akkurate vertaling, as ek dit so kan sê. What ought not to be done. Wat normaal weet ons almal het 'n natuurlike morele kompas. Ons weet wat reg en verkeerd is. En wat al is dit, weet daar's wat vir my skrikwekkend is, dat daar's mense wat in die wêreld is wat glad nie eens Christene is nie. Wat sal sê, yes, hierdie en hierdie is verkeerd, dit hoort nie in 'n gemeente nie, dit hoort mos nie in 'n kerk nie. Dan maar die kerk van die kinders van die Here laat dit toe. Hoekom? Hoekom laat ons goed toe wat nie behoort te wees in die gemeente nie? Ons moet onsself daai vraag vra. Why do we allow this? Vanaf vers 29 sê Romeine 1 vers 29 tot 32 details the results of this mindset. So wat is die results? Wat is die vrug van hierdie mindset? Wat is die vrug van 'n debased mind? 'n reprobate mind? Unrighteousness, wickedness, greed, malice, envy, murder, strife, deceit, malice, and approval of those who practice such things. Dis asof iemand die vullisblik van sonde oopmaak en net uitgooi. Asof die rioolstelsel van sonde net oopgaan en net vloei oor alles en oor almal, is die results, is die vrug wat gebeur wanneer die Here iemand oorgee aan 'n debased mind. Nie een van ons kan ooit staan in 'n plek waar ons staan in trots en dink ons weet alles. Ons moet leerbaar wees, humble wees om te leer. Ephesians 4 verse 17 to 19, ons julle kan dit gaan lees, describes the state as having
a darkened understanding, being alienated from God and having a hardened heart. 2 Timothy 3 verse 8 mentions men of corrupt minds who are disapproved. Dit beteken reprobate. Disapproved beteken reprobate. Concerning the faith. In Romeine 8 vanaf vers 6 tot 7, ons kan dit gaan, julle kan gaan lees, for to set the mind on the flesh is death. Ons het nou daarvan gepraat. But to set the mind on the spirit is life and peace. Kan ek jou nou sê dat dit absoluut nie saak maak wat dit my kos nie, but I want life and peace. Weet nie van jou nie, maar my begeerte is om die vrede en die lewe van die Here te ervaar en nie van die wêreld nie. So die characteristics of a debased mind, rejection of God, it arises from a refusal to acknowledge or retain godly knowledge. Moral distortion, it leads to doing things that are not fitting or proper or moral. Divine abandonment, it is characterized as a form of judgment where God gives over or abandons individuals to their own immoral desires. Hardened heart. It often involves a hardened heart and a darkened understanding. Wat is die teemiddel? The antidote. Scripture points to the renewal of the mind. Ons weet dit goed, Romeine 12 vanaf vers 2 sê, it calls the believer to be transformed by the renewal of their minds to discern God's will. As jy nie jou gedagtes hernie deur die woord van God nie, gaan jy God se wil nie ken nie en gaan jy nie reg kan begin dink nie. Bybelstudie is van kardinale belang vir elke een van ons en elke kind van God. Dis al manier hoe jy kan begin verstaan die God se wil. Onthou, jy ken nie God se wil deur 'n stem wat met jou praat nie. Die Here gaan nie met jou praat en vir jou sê, ek like dit of ek like. Hy het klaar gepraat. Hy het sy woord gesê, ja, na dit sal die Heilige Gees ooreenstem met iets, of jy sal vrede hê oor 'n situasie, of jy sal 'n release voel, of wat ook al die feit mag wees, oor sekere dinge, maar dit sal altyd eerste in lyn wees met die woord. So alles wat jy dink jy hoor, gaan toets dit met by die woord. As jy dink jy hoor God se stem, en jy dink jy het 'n woord van die Here gekry, okay, gaan kyk wat is die konteks van dit en vergelyk dit met die woord van God en leringe uit die woord van God uit oor 'n sekere saak, en kyk dan moet jy nou kyk, is dit jou eie hart, is dit jou eie vlees, of is dit regtig die Gees van die Here? Efesiërs 2 vanaf vers 22, 4 vanaf vers 22 tot 24, julle kan dit gaan lees, dit is die rede dat julle notas maak, en deel idees dat julle self ook gaan oplees oor hierdie skrifte. Ek gaan nie elke liewe skrif hier sit en lees nie. It encourages putting off the old, corrupt nature and putting on the new self, created in true righteousness. So, julle moet julle Bybelstudie gaan doen. 1 Timoteus 4 vanaf vers 1 tot 2 sê, maar die Gees sê uitdruklik, dat in die laaste tye sommige van die geloof afvallig sal word, en verleidelike geeste en leringe van duiwel sal aanhang, deur die gefeinsdheid van leenaars wat gebrandmerk is in hulle gewete. Hierdie is vir my awesome. Die Amplified sê dit ook baie goed. But the Holy Spirit explicitly and unmistakably declares that in later times some will turn away from the faith, paying attention instead to deceitful and seductive spirits and doctrines of demons. Weet julle hoe ernstig is dit? Dat 'n mens kan in 'n kerk sit en jy kan luister na 'n ou wat jy dink is amazing, en eintlik is jy besig om te luister na die moon wat met jou praat. En jy dink jy luister na die Here. Nou as jy nie geleerd is in die woord van die Here nie, en jy nie die woord van die Here ken nie, in jou hart gebere het nie, al weet, en jy ken die waarhede van die woord nie, is dit baie maklik om mislei te word. Jy moet die meester ken. Jesus sê, my skape ken my stem, en as ek hulle roep, hulle volg my. Hulle ken my stem. Hulle weet wie ek is. Hulle ken my. Doctrines of demons, misled by the hypocrisy of liars whose consciences
are seared, wie se gewete gebrandmerk is. Consciences are seared as with a branding iron, leaving them incapable of ethical functioning. Dit is, ons het daaroor gepraat, dit praat van cauterization. A seared conscience refers to a condition of moral and spiritual desensitization in which a person's ability to discern right from wrong becomes damaged through persistent unrepentant sin. The phrase comes from 1 Timothy 4 verse 2, where Paul speaks of those whose consciences are seared with a hot iron. The imagery suggests something cauterized, burnt over like scar tissue, losing feeling and sensitivity. So number 1 is key aspects of a seared conscience: desensitization. The conscience, which normally warns, convicts, and restrains, becomes dull. Repeated exposure to sin without repentance weakens its responsiveness until wrongdoing no longer troubles the heart. Kan ek vir jou sê, ek kan onthou, as jy nou net, ek nou toe ek 'n kind was, het ons toe ek karate gedoen het op 'n kol, het ons al ons push-ups op ons hande, op ons vuiste gedoen. Jy doen nie 'n push-up op plat hand, jy doen alles op met jou vuiste. En jy moes in 'n bak sand in jou hande staan en naderhand slaan jy die muur met jou hande om jou hande sterk te maak, want elke keer wat gebeur is jy klein beentjies breek in jou hand en dan groei hulle terug en dan jou hande raak naderhand gevoelloos. Tot vandag toe is my vuiste ongelooflik hard. Ek het al kwaad geword, dan slap ek 'n muur so hard as wat ek kan, maar my vuis breek nie en hy voel nie seer nie, want die scar tissue wat opgebou het oor jare en wat gemaak het dat dit desensitized is. Dit is nie so nie. As jy oor en oor dieselfde plekkie krap, naderhand raak dit nie meer seer nie, naderhand vorm jy 'n dik vel. Is dit nie so nie? Renoster, die trekker, renoster jas aan. As ek wil nou ietsie sê, maar gaan dit eerder nie sê nie, maar as ek weet partykeer aan praat met sekere mense, kara, hulle baie later, dan hoor jy dit nie meer nie, jy sê net ja. Ek praat nie van jou nie, my liefie, ek praat van sekere mense. As jy skoen jou vastrek kom aan, maar is dit nie so nie, jy raak desensitized. En net so raak is die vyand besig om ons stadig maar seker te probeer af te breek en sonde en boosheid probeer hy normaliseer en kom hy tot 'n groot mate het hy dit klaar reg gekry in die wêreld dat dit normaal is en alles net fyn is. En niks oortuig mense meer nie. Hulle voel nie meer sleg nie, hulle voel nie meer skuldig nie. A rationalization. Sin is not only tolerated but justified. What once produced guilt is now defended. In some cases, evil may even be approved or celebrated. Dit is definitief 100% besig om te gebeur. Progressive hardening. This condition really happens instantly. It develops gradually through ignoring conviction, resisting truth, habitual unrepented sin, moedwillige onbeleidelike sonde, suppressing the knowledge of God. Over time, the heart grows hardened. Kom ek sê, ek dank die Here dat hy my hart van klip gevat het, want my hart was ook hard. Onthou, ek praat nie hier van mense wat buite die bereik is om gered te word. Ons praat maar net van die gevare van die. En dit beteken nie dat iemand wat 'n reprobate mind het, nie gered kan word nie. Maar kom ek jy vertel, dit is 'n baie moeilike ding. Jy kan dit demoon makliker uitdryf as wat jy 'n mindset verander. 'n verkeerde denkpatroon is baie moeiliker om te verander as om iemand te verlos van 'n demoon af. Kom ek jy dit beloof, want die demoon kan uitgaan, maar daai persoon se gedagtes moet nog steeds verander word. Their mind still needs to be renewed. Biblical imagery, the phrase seared with a hot iron conveys the idea of a conscience that has lost its moral nerve endings. So die gevoel is weg, die nerve endings wat jy altyd die gevoel gegee het, is weg. My vingerpunte raak nie meer seer as ek gitaar speel nie, want my nerve endings is al weg hiervoor. Martin, weet ek, hy speel nou baie gitaar met sy nuwe gitaar, so
Sy vingers raak ook nou hard, raak dit gewoond. Jy vorm calluses, it's a calloused heart, a hardened heart. Jy het hierdie harde hardheid. Broer, ons mag nooit daar kom nie, en susters, ons mag nooit daar kom nie. Ons kan nie onsself toelaat om daar te kom nie. Dit is hoekom die Bybel sê ons moet mekaar vermaan, met mekaar kastei, mekaar ondersteun, mekaar liefhet met die waarheid en uit 'n gees en want dit hou ons op daai plek van aanspreeklikheid. Dit hou ons op daai plek van humility. Dit hou ons op daai plek van it's part of God's restraining grace. En dat ons in 'n kerk is waar daar nog restraining grace, waar die restraining grace van die Here evident is en duidelik sigbaar is, moet ons so dankbaar wees dat die Here ons in 'n gemeente gesit het waar die weerhoudende genade van God sigbaar is oor ons almal se lewe. Glo my, ek het al gedink ek gaan dit doen en gedink ek gaan daai doen, dan werk dit nie uit nie, want die Here his restraining hand in grace is over me. And his will, sy wil, is wat beheer het oor my lewe. En al het ek my eie planne baie keer, dan laat die Here dit nie toe dat dit gebeur nie. Hy hou my op 'n plek van geloof en humility. Biblical examples, ons het daaroor gepraat, koning Herodes, wat vir Johannes die doper doodgemaak het, maar hy het ook sy loon gekry. Individuals described in Romans 1 who not only practice evil but approve those who do the same. Onthou, ek is in 'n situasie in my eie lewe en my eie familie waar my hele familie iets goedkeur wat ek teenstaan, wat ons teenstaan met alles wat in my is. En wat ek nie kan verstaan nie is, hoe kan iemand iets goedkeur wat verkeerd is? Want onthou, die Bybel sê, jy is net so skuldig aan dieselfde sonde, as jy dit goedkeur, net soos daai ou wat dit doen. En jy staan baie keer verskriklik alleen, omdat jy die pad van die evangelie, die pad van die Here dien. Ja, ons is baie broers en goed wat mekaar ondersteun, maar ons verstaan elkeen dat ons het individuele verantwoordelikheid. En ons loop hierdie pad alleen. Ek kan hom nie vir iemand loop nie. Ek kan hom nie vir een van julle loop. Elke een van julle, ek kan net, ons as leraars kan dit net noem en vir julle sê en julle guide en we are the messengers. But we cannot live the life. You have to live this life for yourself. En glo my, dit is 'n alleenpad. Baie keer is dit, voel jy alleen. Ons is nie alleen nie, ons het die Here by met ons het ons broers en susters waarna ons kan uitreik. Ons is nie alleen nie, maar baie keer beteken dit dat miskien in jou werksplek, miskien by jou familie, miskien by jou huis, moet jy staan vir 'n waarheid, al wil niemand anders dit weet nie, jy moet daarvoor staan. En hoe kan jy vir iets staan wat jy nie ken nie? Hoe kan jy waarlik met oortuiging praat oor iemand as jy hulle nie ken nie, en opstaan vir iets of iemand as jy nie jy kan nie 'n produk verkoop wat jy nie ken nie. Is dit nie so nie, Just? Die ouens wat kom, as 'n oue bietjie kennis het, hoe onnosel gaan jy lyk as iemand kom wat net bietjie kennis het, en hy vra jy 2 of 3 vrae oor 'n engine en oor 'n turbo of hierdie daar en jy en aan bubbles. Gaan jy jou produk aan verkoop? Gaan jy oortuigend klink? Nee. Dis hoekom ons die woord van God moet ken. Want ons gaan uit ons preek hierdie evangelie, ons moet dit met oortuiging doen en met autoriteit doen. En dit reguit doen en dit duidelik doen en dit kommunikeer op 'n duidelike manier. Dis is hoekom ons woordskool het. Ons het hierdie gelees. Ons gaan nie dit nou weer lees nie. Voorbeelde van oorgee in die Ou Testament. Ek het daar gepraat Sondag, dit was Samson. In Rigters 16 vers 20, waar hy nie eens geweet het, en die woord sê, maar hy het nie geweet dat die Here hom van hom af weggewyk het nie. Omdat jy sê, ek wil nooit in 'n posisie wees waar ek dink ek dien die Here, of ek dink ek doen die regte en ek dink ek is op die regte pad, maar ek is rather want to be on the safe side.
Ek wil eerder nie in die posisie wees waar Samson, dit beteken nie Samson was verlore en sy siel was verlore nie. Hy is een van die helde van geloof in Hebreërs 11. Maar hy het, ek wil nie in hierdie lewe die pryse betaal wat ek weet ek gaan betaal as ek van die waarheid afwyk. Dit beteken nie dat ek gaan verlore miskien gaan. Miskien gaan ek gered word, maar op die einde van die dag gaan dit my 'n duur prys kos op hierdie aarde. En ek gaan op 'n plek kom waar soos Samson was, veral ons wat die Here ken. Ou wat nooit die Here geken het op ons soos wat ons die Here ken en so lief is vir die Here nie. Daai die oordeel, die skale van oordeel is anders. Die degrees of judgment is different. For those who know more is expected. En nou Samson het geweet. En hy het op die einde van die dag alles verloor. Hulle het sy oë uitgesteek. Hulle het hom vasgemaak met braasketTINGS aan 'n meule. En hulle het hom bespot en hom verkleineer en hy daar gesit. Hy was alles van hom af, hy het alles verloor. En dit het, maar weet jy wat, dank die Here. Hy het op die einde van die dag, wat het hy gedoen? Hy het bely. Hy het bely en sy siel is gered. Dan lees ons in Rigters 10 vers 13 tot 14, maar julle het my verlaat en ander gode gedien, daarom sal ek julle nie meer verlos nie. Gaan en roep die gode wat julle verkies het. Laat hulle julle verlos in die tyd van julle benoudheid. Jy sien, hoe kan die Here wees? Dieselfde God van liefde, genade en ongelooflike geduld kom op 'n plek in sy waar hy en niemand van ons kan die Here verstaan heeltemal nie, maar hy kom op 'n plek. Die woord sê dit sal wees soos in die dae van Noag. Jy weet, daar's 'n dag wat die genade deur toe gaan. Wanneer almal in die ark is en die genade deur is toe, dit maak nie saak hoeveel jy roep of klop nie. Daai ark se deur gaan nie weer oopgaan nie. En die Here gee mense oor en sê vir hulle, gaan daai afgode wat jy gedoen het. Onthou nou, ons dink nou aan in Bybelse terme, ons praat van hulle het goue kalwe en allerhande snaakse goed en vreemde gode van die Amorite en die Hettiete en die Jebusiete en al daai klomp mense het hulle agterna gejaag. Hulle het in Egipte die gode van Egipte begine dien en al daai dinge het hulle gedien. Maar dit beteken nie dat dit so duidelik is vir in ons samelewing kan dit dinge wees soos jou werk. 'n afgod kan iets wees soos 'n karre, vriende, enigiets. Enigiets wat prioriteit bo jou verhouding met die Here geniet, nie kerk toe gaan nie. Ek praat van jou verhouding met die Here, jou tyd op jou knieë en jou woord. Enigiets wat prioriteit bo dit vat en wat jy belangriker ag as dit, is 'n afgod. En daar gaan 'n tyd kom wanneer jy in die moeilikheid gaan kom. En wanneer die Here jou 'n mens los. En dan gaan hy vir jou sê, jy gaan vra nou daai chommie van jou, wie jy so behaag het. Daai chommie wat jy gesê het, nee man, vang nog 'n doppietjie. Vat nog enetjie man. Ag man, drink jy nou nie meer nie. Jy's 'n spoilsport. Laat daai chommie jou gaan help. Laat daai chommie jou uit hierdie panarie uit gaan haal. Laat daai chommie jou genees van hierdie siekte. Laat daai chommie jou gaan vir jou finansiële deure oopmaak of vir jou familie voorsien vir kos. Laat daai chommie nou al hierdie dinge gaan doen of daai persoon of daai instansie of die bank of weet ook al dit mag weet. Jy het mos dit gekies bo my. Gaan vra hulle nou om jou te verlos. En weet jy wat? Hulle kan nie. Hulle kan nie. Daar's net ene wat ons kan uit daai put uithaal en dit is die Here en hy bring ons tot op daai punt sodat ons kan besef dat ons na hom toe kan. Weet jy wat is die wonderlike ding? Soos die verlore seun, al het jy wat se ons aangejaag, wat se moeilikheid aangejaag. Daar's altyd 'n pad terug na die Here toe. As jy omdraai en terugdraai en na hom toe gaan met opregtheid in jou hart, sal hy jou aanraak.
Spreuke 1 vers 24 tot 31 sê, omdat ek geroep het en julle geweier het, my hand uitgestrek het en niemand daarop gelet het nie, maar julle al my raad verwerp het en my teregwysing nie wou hê nie, daarom sal ek ook lag by julle rampspoed. Jo, dat die Here sal lag. Ons het 'n partykeer 'n hele verkeerde persepsie oor ons Vader, oor ons almagtige God. Hy doen hierdie wonderlike dinge vir ons. Hy is so goed vir ons, maar hy sê ek sal lag by julle rampspoed. Jo, ek weet jy ander Here wat ek hiervan lees, nie die ou soos wat baie mense om betrek Poutrey as hierdie ou man na bo wat net so nice is en net almal wil drukkies gee en net sê ag kom, daar's okay, is okay, vat my maar weer in my gesig, is okay, reject my maar weer, is okay, moenie na my nee, daar is nagevolge wanneer ons nie na die stem van die Here luister nie, na sy woord luister nie. Lees verder tot vers 31 waar dit afsluit. Hierso, daarom sal hulle eet van die vrug van hul wandel en versadig word van hul eie planne. So wie doen dit aan jou? Die Here laat dit toe, maar wie is die oorsaak van dit? Ons eie verharde, trotse harte. Ons kry wat ons verdien. Dis amper by die einde, julle. Hosea 4 vers 17, Ephraim is verbonde aan die afgode, laat hom staan. Ons het dit nou net daarvan gepraat. Matteus 5 vers 14 sê, laat hulle staan. Jesus sê dit, hy sê, laat hulle staan. Praat hy van die Fariseërs en die Sadduseërs. Hy sê, los hulle uit. Laat hulle staan. Hulle is blinde leiers van blindes. En as 'n blinde lei, sal albei in die sloot val. Is 'n belofte. As jy, daar soos iets wat die een prediker sê. Hy sê, hy sê, die grootste leuen wat ons vir ons kinders kan vertel is dat jy kan enige iets wees wat jy wil wees. You can do anything you want to do. Jy kan enige iets wees. Jy kan enige iets doen. Jy jok. Hy sê jy jok. John MacArthur, hy sê you lying to your children. Hy sê, jy kan nie nog iets wees nie, as jy dom gebore is, gaan jy dom bly. Toe dink ek aan myself, my ma het vir gesê, ek kan enig iets word, maar hulle het gelieg vir my. Hulle het nie met my die waarheid gepraat nie. Hy sê, en na sekere mense, jy is gebore op 'n sekere manier, jy gaan nie meer intelligent word nie. Jy is wie jy is. Nie almal is geroep vir dieselfde ding nie. Jy kan nie enig iets wees wat jy wil wees nie. En veral as twee mense saam onnoosel is, albei blind is, en dis is dan help jy mos net die ou, jy vriend van die wal af aan die sloot in, jy albei help mekaar al in die sloot in, en dan die ou daai plan, en daai ou daai plan, weet jy wat nie, kom ons submit net onder die woord van die Here, en nou kom ons by die einde daarvan, en dit sê dat daar is hoop. Dit is nie, ek sê mos daar is hoop. So die evangelie moet ons verstaan dat dit begin, en dat elke een van ons was daai reprobate. Elkeen van ons was daai persoon met 'n debased mind. Elkeen van ons was daai persoon met die verharde hart. Elkeen van ons was daai persoon wie die Here oorgegee het aan sy eie doen en late, sodat ons vandag gered kan wees. Hy het dit gedoen sodat hy ons kan red. So ons moet dit verstaan. Maar die hoop is, Psalm 81 sê, maar my volk het na my stem nie geluister nie, en Israel was vir my nie gewillig nie. Hoor nou. Toe het ek hulle oorgegee. So dit is onthou, is nie 'n Nuwe Testamentiese ding nie. Dis nog altyd. Toe het ek hulle oorgegee aan die verhardheid van hulle hart, selfe taal wat hy daar gebruik, om te wandel in hulle eie planne, né? God het dit gedoen. Toe sê hy, ag, as my volk maar na my wou luister, roep die Here uit. As Israel maar in my weë wou wandel, hoor hierso, ek sou gou hulle vyande onderwerp. Eers die redding van die Here is daarom al wonderlik en immediate, né? En hy sou hom voed met die beste van die koring, en met die heuning uit die rots sou ek jou verstadig. Kyk die hoop wat daar lê, al is jy in daai toestand, al is jy in daai hart
hartige plek, daai calloused heart, dan is jy in daai plek waar jy gedink het jy slim, maar die Here het jou gelos en jy het gekom op 'n plek waar jy nie meer 'n uitweg het nie. Kan ek vir jou beloof, draai na God toe met opregtheid, draai na die Here toe met opregtheid, roep uit na hom toe, bely jou sonde, bekeer jouself, en dan kom jy, en dan wat gaan hy doen? Hy gaan jou red, hy gaan jou herstel, dis die belofte wat hy gee. Hy gaan jou hele omstandigheid verander volgens sy wil, laat ek dit sê, en op sy tyd. Maar daar is hoop vir almal van ons. En elkeen van ons gaan miskien partykeer op 'n trotse plek kom. Ek exclude myself nie uit dit uit nie. Ek is baie prone om trots te raak in myself ook. Dit gebeur baie vanaf met my. So dis hoekom ek so lief is vir die woord, want dit hou vir my nederig. So ja, prys die Here. As daar enigiets is, enige vrae, iemand het wat iets wil bylas, ek weet dit het bietjie tyd gevat, maar ek moes bietjie deur hom hardloop, anders sou ons nie by die punt uitgekom het nie. Maar ja, the floor is open. Awesome. Ek dink is awesome wat my toevallig ook by my opgekom het, presies net wat jy gesê het, en dit is ook, nou jy kan ons daai boodskap ook wat sê, the messenger cannot be bigger than a message. En dit is presies nou wat jy vir ons net heeltemal mooi in een samenvatting verduidelik het. Dit is actually rarig vir my so opvallend om heeltyd te weet, om onsself op te skerp met die woord van die Here, om ook altyd nederig te bly in die woord van die Here. En dan belangrik om te weet dat die evangelie van Jesus Christus is nie net die genade van die Here. It's not just all about the grace. It is about walking the walk and talking the talk and actually doing wat jy sê, dis waar die tikkie die teer staan, is waar ons actually skouer die wiel moet sit en begin werk aan ons verhouding met Jesus Christus. Amen. So dit is my iets wat regtig my uitgestaan het, wat vir my regtig awesome is. 'n Baie vrae geantwoord op, dis my regtig great awesome. En wat ook, jy weet, mens kan net na jou eie lewe kyk as jy na die luister. En jy weet, jy kan teruggaan in jou geskiedenis en presies sien wat met Israel gebeur het, met die volk gebeur het daai tyd, die siklus wat jy van gepraat het. Ja. Dit is so opvallend in ons eie lewens al gewees. En dan net vir die wat nooit wat daai tyd nie, daai Jeremia 29 vers 11 is die uitkoms van daai toren van God wat op die nasie was. Ja. Dit was die belofte wat hy gesê het, julle word nou in my toren geplaas, ek het die volk gestuur, die ander volke uit die noorde uit stuur om julle, ek het julle gewaarsku, deur Jeremia. So dit is nie 'n boodskap wat ons, daai bumper sticker boodskap wat ons het, wat net, dit is net God wat goed is die hele tyd, en ek moet net glo, en ek gaan my kar kry, en daar's net die prosperity, en ons al die goed, nee, dit kom uit 'n toren uit, van om te sê, julle het nonsens aangejaag, maar ek weet, dit gaan julle weer op julle knieë bring, en as julle my weer aanroep, sal ek julle daar uit red. Jy weet, en so daar's 'n toren, en dan is daar weer genade, jy weet, dit is soos 'n siklus wat gebeur. So ek dink dit is, en dit lei mooi in met wat ons die laaste ruk wat praat, dink ek, wat ek nog ons nice is. Christopher, ek dink jy het jou hand opgesteek al. Yes, thanks Dean en almal. Hoe maak jy seker jy is nie 'n blinde wat 'n blinde lyn nie? Kom ek jou so sê, as ek dit vir jou so kan sê, die feit dat jy die vraag vra, wys my dat die Gees van die Here vir jou dit geopenbaar het. Dat die Here jou, dat jy nie, want dit gaan oor jou begeerte, as jy 100% nie 'n blinde wil wees wat 'n blinde wil lei nie, dan wys dit my jou begeertes reg, en dan wys dit my dat die Gees van die Here wil, jy's oop vir die Gees van die Here om vir jou meer te leer en vir die woord van die Here. En hoe jy seker maak dat jy nie 'n blinde is wat 'n blinde lei nie, is om die woord van die Here te bestudeer en akkuraat te wees in jou teachings en jou leringe wat in jou opskerp in die woord van die Here, sodat jy wysheid kan bekom en geloof kan kry. Jy gaan nie dit op 'n ander manier 100% seker wees. Onthou,
ek was ook baie keer 'n blinde. Dan wil ek iemand anders leer, dan weet ek nie. Maar dan is daar ander broers en goed wat my vermaan en vir my sê nee, hierdie so en so en so, en dan leer ek. En dan maar ek moet 'n leerbare oop hart hê om te kan leer. En die feit dat jy die vraag vra, kan ek vir jou sê, jy's definitief dan op die regte pad as jy wil seker maak dat jy nie ook blinde is nie. Net so moet ek ook myself daai vraag vra die heeltyd om seker te maak, want sodra ek begin 'n preek uit my eie begeertes uit en uit my eie vleeslike hart uit en net wat ek voel ek wil preek of net wat ek wil leer en dan is kan ek ook baie vinnig 'n blinde leier raak. Wat miskien noodwendig blind is lei nie, maar ek kan miskien 'n blinde leier raak wat dink ek lei mense in die regte rigting en wat maar nie actually dit doen. Ek hoop dit beantwoord op 'n mate jou vraag. Martin of Dion sal miskien bietjie beter kan articulate. Ja, so Paulus, ekskuus maar, Paulus sê dit ook, hy sê elke liewe dag moet ek tot bekering kom. Hy sê elke liewe dag kom hy tot homself 'n nuwe bekering na die Here toe en vra vir vergifnis. Dit is net 'n kwessie van, is nie net van humbleness nie, maar om jouself elke liewe dag oor te gee in die wil van God, sodat jy in die wil van God bly en in die wil van God wandel. Dit help om nie blind te wees. Ek dink aan koning Saul. Nou, die het genoem van Samson wat ook blind was vir die werke van die Here. So het koning Saul ook. Hy het nie eens op 'n tyd geweet dat God hom verlaat het nie. En so dat hy gaan witchcraft en hy dalk sy gaan besoek om weer die stem van God te hoor, wat hy nie verstaan het hoe God hom verlaat het nie. So dit is maklik vir enige persoon om 'n blinde te wees in die situasie, maar ek dink as jy elke liewe dag tot jouself kom, tot bekering kom, jou gedagtes hernie, jou sondes bely voor die Here. Dis ek glo een van die belangrikste dinge om te doen elke liewe dag is om jou sondes vir God te bely vir wat ook al. Dit is wat ook al what ever happened. Dit is bring dit in die lig dat die vyand niks om te kan doen nie, maar jy gee jouself oor aan die Here, jy bely jou sondes, jy met ander woorde, jy humble yourself continuously under the will of God en onder die gesag van die Here. En soos wat Dien gesê het, leerbare gees, you have to have a heart of learning. Die oomblik as jy offense vat in die waarheid, want jy weet jy is besig om blind te raak. Jy is besig om van die pad af te daai, the minute you take offense of the truth of God, you must know, okay, listen, I'm starting to iets is nie lekker nie. Ja, definitief. So, net om 'n klein ding by te add is hoe kyk 'n mens kyk na baie van die kerke wat ons kan sien gee valse lerings of hulle is weer is 'n wolf in sheep's clothing maar daar sit ware Christene of mense wat werklik hard probeer om die waarheid by uit te kom. En dit gaan terug na wat Dien gesê het is Handelinge 17 vers 11 sê ook om terug te gaan na die woord toe, alles te beproef wat gesê word. Maar vir jouself, Christopher, in daai opsig is presies wat Dien sê het, as jy nederig bly, sal jy 'n leerbare hart hê. Dis sodra trots intree, en dis wat gebeur met al die groot plekke wat ons ek gaan nie name noem nie, ons almal ken hulle, al die groot plekke wat gebeur is, hulle het nie meer 'n leerbare hart nie. Hulle het verhard in die buitekant, hulle lyk great in die binnekant hulle verhard en in die buitekant lyk hulle great. En hulle het nie meer daai oortuiging nie, hulle doen die oortuiging. En daar's nie meer die Heilige Gees oortuiging. So wanneer jy humble is en wanneer jy op jou knieë by die Here is, het jy 'n leerbare hart, die Here sal dit vir jou openbaar. Gaan ons foute maak in dit? Absoluut. Ons gaan baie keer miskien die verkeerde ding sê, maar die Here gaan ons leer daardeur en ons versterk daardeur. Dit gaan oor die hart. Die hart het 'n groot impak op dit. Nou, definitief, dit is hoekom Jesus sê, as jy my wil volg, moet jy daagliks jou kruis opneem. Ja. Deny yourself daily. Is 'n daaglikse ding wat Dion gesê het, is 'n daaglikse neerlegging van jouself op die altaar. Om te sê, jy weet, om te bid, Here, soos wat Jesus ons geleer het, Here, nie my wil nie, maar U wil. En vergewe my, hy leer ons dit baie mooi, soos wat vergewe my, soos wat ek my skuldenaars vergewe. Die maat waar jy meet, gaan vir jou gemeet word. Daai klas van goed, jy weet, ons remind onsself van daai goede en dan hou dit ons baie mooi op trek, want ek weet, ek moet versigtig wees waarmee ek meet en hoe ek meet. Want nou meet ek myself in 'n ding en jy weet, so ja, tel daai kruis op, volg die Here daagliks, deny jouself, lê daai lewe neer en vertrou die Here dat hy beter weet.
En trou sy wil. Nie Jesus het gebid, Here, nogtans nie my wil nie, maar U wil. Maar U wil. As hy dit moes gebid het, die seun van God wat God self was en na God gebid het, die drie, dan hoeveel te meer nie ons nie. Joe Botma, daar ja, sy, dis sukkel. Melissa, Melissa en Joe. Jy was gemute. Julle is gemute. Sorry julle, my foon het 'n bietjie te mekaar geraak. Ek wil net vir julle sê wat ek het vandag nog iets mooi gelees. Wat sê, your job is to plant the seed, not change the heart. Don't get your role and God's role mixed up. Oh man, Daai was net wat my kwaai het. powerful. Nice gewees. Powerful suster. Weet jy wat se druk haal het van die vyand wil ons onder druk sit wat hy ons wil laat voel dat ons die persoon is wat die persoon moet red. Ja. Ja, die Bybel sê hy wat siele win is wys, maar dit beteken hy wat uitgaan met die begeerte om siele te win is wys, maar die persoon wat die siele wen en wie die hart verander is die Here. So dit betaal dit alles af van ons af. Okay. That's awesome. Powerful. Joe? Hallo, Johanna hierso. Anna, Is dit 'n raaitjie? Ja, hy magtig. Hallo Tannie. hallo. Wat ek kan sê is deur my loop wat ek gegaan het. Mens weet in die vlees is dit so maklik om jouself te voer, want jy kan kies of jy voorgereg, hoofgereg, nagereg, so jy 6 gang maaltyd. En baie kere vergeet ons om ons moet ons gees ook voed. So as jy jou gees voed, kan 'n mens sê met bid is dit dalk jou voorgereg. Om die woord te lees is jou hoofgereg. En dan die vas is daai nagereg wat jy weet jy gaan nader tot God. En dan kry jy mens natuurlik ook jou snacktye in die woord van God, waar soos vanaand waar 'n mens 'n Bybelstudie kan bywoon en dit help alles om ons te help groei in die gees en sterker te loop in die gees in, want dit hang altyd af wat se een voer jy die meeste. Ja, Is dit jou vlees of jou gees? En ek dink baie mense kompliseer godsdiens deur 'n mens voel jy moet alles reg doen, maar net soos jy gesê het, mens gaan nie altyd alles reg kan doen nie. Mens moet toelaat dat die Heilige Gees, want hoe meer tyd jy in die woord in gaan spandeer, hoe meer gaan die Heilige Gees jou lei om te kan onderskei wat is reg en wat is verkeerd, want ek dink ook soos julle ook gesê het, baie van die groot plekke, hulle laat nie meer toe dat die Heilige Gees die werk doen nie, maar hulle wil dit, die pastore wil dit self in die vlees in baie kere die Heilige Gees se werk doen, en dan gaan dit verlore, want daar's baie siele daar buite wat regtig uitroep, en dis baie keer mense wat al 30 jaar in 'n kerk sit, en omdat hulle nie verstaan nie, dat hulle self kan voed in die woord in, hulle moet eintlik, 'n mens kan nie net gevoed word as jy kerk toe gaan nie, jy moet self 'n 5 minute Bybelstudie elke dag doen, of ten minste 2 minute bid 'n dag, so dit is hoe jy maar jou gees versterk. Maar dis al, dankie julle. Amen, dankie Tannie. Jesus het ons 'n mooi les geleer op dit. Jesus in sy toe hy in die woestyn was en Satan is besig om hom te tempt, sê Jesus en hy sê vir hom dat hy's honger, en ons gebruik daai voorbeeld, en Satan sê vir hom, vat daai klip en maak dit brood, en hy sê die mens sal nie van brood alleen lewe nie, maar van elke woord wat deur die mond van God uitgaan, en dit is die geestelike voeding wat ons nodig het. En dit is presies wat jy gesê het, en dit is hierso. So dit begin daar. Hierdie is jou voeding. En as jy hoe versterker jy in die woord is, hoe sterker is jy in daai proses of in daai geestelike standpunt wat jy moet inneem. En dan gaan die vlees dood in die gees lewe. Dit is daai waar ons die vlees in kan toestoot, want ons is in die gees. So dit gaan hand in hand met wat jy nou net gesê het. So ek dink dit is nogals nice. Dit is Matteus 4 vers 4. Dis 'n vers wat baie keer by my opkom. Is dat wanneer ek kom agter dat ek kort daai voeding, maar is daai geestelike voeding en ek kan dit net kry in die woord van die Here. Daarso.
Dis al maniere jy kan onderskei of dit die Heilige Gees is en of dit jou vlees is. Die woord. Die Heilige Gees getuig saam die woord. Die twee is een. Dit onthou, dit is die Vader, die Seun en die Heilige Gees. Die Seun is die woord. Jesus is die woord wat vlees geword het. En die twee operate nie apart nie. So as dit nie in daai woord staan nie, of dit is contrary to what the word says, it is not of God. En as jy nie gaan bid nie, as jy nie daai gees gaan voed nie, as jy nie daai geestelike die mind of Christ gaan begin develop hier binne nie, dan gaan jy nie kan doen wat jy moet doen en op effektief wees as 'n Christen nie, as ek dit so kan stel. Ja, okay, laat voor ons nou weer na 'n ander rigting en verder leer. Nog iemand met ietsie? Thanks vir dit. Laaste vraag. Kan julle my hoor? Ja, praat broer. Sy laaste vraag. Julle het gepraat van as julle iets jou idol maak, dan kan die Here jou straf en jou mind wat is die regte woord alweer? Wel, hy gee slegte gesindheid is die Afrikaanse woord, maar die Engelse woord is as jy verlang genoeg en moetswillig genoeg iets anders dien bo die Here, dan iets anders kies bo die Here, dan kry jy 'n reprobate mind, 'n geharde hart, 'n debased mind. Yes, so wat ek vrees is wat is jy natuurlik sal dit as jy 'n addiction het, dan is dit nou obviously natuurlik dat jy dit jou idol gemaak het. So hoe werk jy om 'n addiction en jy maak seker dat jy word nie so gestraf in daai manier nie as dit sin maak. Soos jy kan nie net oornag ophou met jou addiction nie. Nee. Maar nou het jy in dieselfde tyd uitgevind van hierdie boodskap wat die Here jou vertel van wat gebeur as jy iets eerste prioritiseer voor hom. So is daar is dit moet jy maar net aanhou probeer, is daar grace, jy weet, is daar 'n window, hoe werk dit om dit? Kyk, ek kan nie vir enige persoon of enigiemand kan vir enige persoon sê hoe lank dit gaan vat. Daar's party ouens wat lank vat, daar's party ouens wat immediately cold turkey goed, die Here hulle los dit en die Here maak hulle vry, wat ook al the case might be. Maar as jou hart gerig is op die Here en jy soek hom eerste, omdat die woord sê stel die Here eerste, ken die Here in al jou weë en hy sal jou baie vir jou gelyk maak. Tot in jou verkeerde weë, ken die Here in daai weë. En wanneer jy die Here eerste sit en onthou elkeen van ons het 'n kruis wat ons dra in die sin van die woord. Ons het een of ander doring in die vlees wat elkeen van ons beklei daagliks. Vir die een ou is dit rook, vir die ander ou is dit skinder, vir die ander ou is dit steel, vir die ander ou is dit dier, vir die ander ou is dit lei wegsteek by die werk, vir die ander ou is dit daai. En dit elkeen van ons het 'n stryd met iets. Glo my. Ek kan jou nou beloof, vir ander is dit sy meer, dit is verskillende dinge wat ons baie keer voor verskonings wil maak, en jou hart moet net altyd gerig wees op die Here, bely en erken dat wat ook al dit teen jou besig is verkeerd, never justify it, en as jou hart daar is om bevry te word van dit af, sal die Here jou begeerte van jou hart vir jou gee op sy tyd, hoe ook al dit mag sy, maar want dit is sy wil vir jou. Hy wil hê jy moet vry wees. Hy wil jou verlos vir ons almal verlos van addictions. Hy wil die bande en die kettinge van sonde op ons almal se lewe totaal en al vernietig. So die grootste fout wat jy kan toelaat is dat die vyand jou onder 'n condemnation sit. Onthou daar's mense wat addicted is aan goed wat 'n mens nie kan sien nie. Dit onthou ons baie weet rook, drink, wat ook al is, saak mag wees is sigbare sonde. Ons almal kan dit sien en ons is vandag om hulle te veroordeel. Maar die onsigbare sondes is baie erger as die sigbare sondes.
Kom ek jy dit vertel. Want die onsigbare sondes kan ons 'n masker voordra. Die sigbare sondes kan ons nie 'n masker voordra nie. Weet jy wat? Daar's baie beter om oop en eerlik iets in die lig te bring. En dan gaan die Here jou definitief met tyd help. Daar's nie 'n timeline nie. Solank jy hierdie houding hou wat jy nou hou, is jy op die regte pad. Hou die attitude wat jy nou het. Hou dit. Waak teen dit. Besef dit. Hou jou gedagtes oop teen dit, Christopher. En dan sal jy nooit verval in daai reprobate mind. Maar dit is as al jy fight teen daai sonde. ja, dis die constant stryd tussen die gees en die vlees. Romeine 7 praat baie daarvan. Paulus praat daarvan eintlik in Romeine 7. Sodra jy en ons gaan eintlik nog op Sondag kom 'n bietjie oor dit selfs ook, maar dit is nog so dit net so in plek val. En sodra jy nie teen dit meer stry nie en jy sien dit as jy kan die admittance gedeelte is krities om te sê ek het hierdie probleem, Here, en ek het nodig om hierdie probleem te verwerk. My vlees wil dit baie graag hê, maar my gees vaar wat teen. Dit is dan wanneer die Here met jou kan werk. Is wanneer jy in daai plek is waar dit jou nie pla nie. Dit is wanneer jy daai deep-based reprobate verharde hart kry, wanneer jy nie meer die gevoel het van wat die sonde aan jou doen het. Ons het rukkie terug daai voorbeeld gebruik van die wolf van die ys wat die Eskimo's die blyk met die bloed vat en dan druk hulle hom in die ys en bou hulle soos 'n lollipop size om die wolwe weg te hou. Dan kom die wolf en hy lek heeltyd daai bloed, hy so agter daai bloed aan en dan sny homself oop, maar sy lip het heeltemal genam. Dit het dood gegaan van die koue. En dit is hoe hulle die wolwe van ontslaag geraak het om hulle plek waar hulle gebly het, om hulle diere en goeders nie aan te val. En dit is wat sonde met jou doen. Eventually is jy aanhou met dit. Ja, be sensitized. Daai callus haar, daai wat jy gepraat het, met die vingers in die gitaar, dit is dieselfde konsep. Hoe meer jy die sonde doen en dink dis okay, hoe meer verhard gaan jy word en hoe minder gaan jy sleg voel daaroor en dis eventually waar jy the wages of sin is death. Ons weet maar toe dit lyk. En so as jy dit kan admit en as jy weet wat dit is en jy kan dit fight en jy fight jou, dan is jy's op die regte plek. Die Here sal jou verlos. Maar jy moet vertroue hê in die Here om jy moet dit oorhandig aan die Here. Jy moet dit gaan neerlê by die kruis en jy moet dit fight. Om op jou eie krag baie keer te probeer doen is moeilik. Ons moet vertrou op die Here. Ja, jou deel wat jy moet doen is soos wat Martin gesê het. You have your part to play. Maar op die einde van die dag is dit jou grootste part die grootste deel wat jy kan doen is om eerlik te wees, opreg en te bely en te bid en na die Here toe uit te roep en nooit ons moet nooit in 'n self-justification kom nie. Nooit. Self-justification is die gevaarlikste deel. Sy, nog ietsie? Dis Dion. Ja, nee, ek is okay vir my. Okay. Ek dink hy is nou geantwoord. Hy is nou geantwoord, ja. Nee, maar prys die Here julle almal. Ons sê dankie. Was baie plesier, broer. Mag die Here julle almal seën. Sondag julle kan ons enige tyd ook net lief vir jou my nig. Lief vir jou hoor Daniel. Baie lief vir jou. Lief vir julle. Jy moet ophou stout wees. Jy moet luister wat ons sê. Ja. Maar ek weet van alles wat aangaan. Ek joke. Luister hierso. Ja, ek is nie onskuldig van dinge nie. Ek het ook jy weet dinge waaraan ek fight elke dag en ek dank die Here dat ek met hom kan praat daaroor en Amen. elke dag jy weet my kruis kan optel en weet die Here se genade is met my en hy werk aan my en dinge so ja, ek het baie stoute dinge nog om te los, nee ek grap. Maar ja, ons almal het maar ons jy weet ons dinge. Ja, ek joke. Ons is Martin, weet jy is haar oom. En ek hoor hierdie goed en raak ek worried. Ek sal haar joke en jy kan haar slap. Bietjie tyd vir handelinge. Ja, nee, dis awesome julle almal. Justin, dankie julle almal. Vir almal wat deel was van die Bible teaching. Dit is so bemoedigend om te sien as mense inskakel en saam deel is. Ons waardeer dit regtig elke een van julle.
Dit is vir ons awesome. Maar ja, kom ons sluit maar af met gebed. Justin, gaan jy vir ons afsluit met gebed? Asseblief. Yes, unmute yourself. Of wat? Is daar geraas in die workshop? Grinder. Grinder. Ja, maar vir Dion, maar vir broer Dion vra daar. Kom ons maak ons oor toe. En wat is nog vir Justin se ore ook, dit gaan spaar word. Dis Hemelse Vader, ons heilige God en Koning, Here. Here, eerstens is dit weer wonderlik, Here God Vader Koning, om net weer onsself te verryk met die woord, Here God Vader Koning. Here, leer ons, Here God Vader Koning, dit is wat ons elke dag, Here God Vader, sodat ons reg gehoor het, dit is die kos vir ons siel, Here God Vader Koning. Here, en so, Here God Vader Koning, moet ons elke liewe dag, Here God Vader, ons siel voed, Here God Vader. Here, daarom kom bid ons almagtige Heilige Gees dat hier waar ons gaan vertrek, Here. Here, kom openbaar dit nog meer aan ons oop, Here God Vader Koning. Gebruik, Here God Vader Koning. Here, dit wat ons vanaand geleer het, Here God Jesus, in ons werk hier daar buite. Gebruik ons as die instrumente, Here God Vader Koning. Maar mees belangrik, gebruik ons volgens U wil. Vader, help ons om humble te wees, Here God Vader Koning, Here. Here, help ons om nie vol van onsself te raak nie, Here God Vader Koning. En help ons ook so, Here God Vader Koning, om nederig by voete te bly, Vader. Father, come and teach us more meekness, Lord God Almighty. Here, kom leer ons weer, Here God Vader Koning, maar dit is, Here God Vader, om net weer by U voete te wees, Here. Here, daarom kom bid ek vir elke persoon wat hier so is, Here God Vader Koning, Here, ek pleit elkeen onder die kosbare bloed van Jesus Christus, hulle gesinne, hulle families, Here God Vader Koning, Here, seën hulle, trek vir hulle uit, Here God Vader Koning, in Jesus naam. Amen, amen, amen. 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 Kyk julle. Julle moet Enjoy the lekker rest of the slaap. week. Blessings. Nag julle Bye. almal, lekker. Sien julle almal Sondag. Julle Sondag, ja.